So, wat wil jy met dit doen? Sorg dat Rocco weer hals oor kop verlief raak op jou. Rocco dink al klaar jy is die beste ding wat met die Woltemades gebeur het. Vir wat het jy my nodig? Maar ek gaan moet dubbel af op hom. Waarvan praat jy? Kom ons sê net, hy is die hoeksteen van my plan. Jy kan nie glo, vandat ons nou met hierdie 65 episodes begin het nie, hoeveel mense het ons net onder ons spelers was nou al in die Klein Karoo, spesiaal in Ladysmith op 7 Weekspoort of Amalienstein, is ook 'n gebied daar buite wat ook heeltemal dit was 'n Duitse nedersetting vroeër jare en sulke tipe dinge. Al daai stories kom amper nou weer na vore. Met hierdie spesiale baie mooi storie wat Anton Treurnig geskryf het. En ek dink dit is nogal 'n spesiale gebied in ons land wat so 'n bietjie verwaarloos was en ek dink hy's met hierdie storie so 'n bietjie nader gehark. My suster lê, sy nou maar net 'n plaas gehad waar 7 Weekspoort eindig. So ek ken die wêreld baie goed. So dit is heel spesiaal vir my. Dan die storie, ek het die storie het my nogal gevat, jy weet. Dit is my baie interessant. Ek wil elke week weet wat gaan nou gebeur in hierdie mense se lewens. Die radiodrama gee jou die kans om weer 'n bietjie te droom en jou verbeelding te gebruik. En dit is wat ek dink almal nodig het om daai kant van jou brein te prikkel. Dis die teater van die verbeelding. Jy hoef nie die hele tyd televisie te kyk terwyl jy besig is om goed. As jy by die huis byvoorbeeld werk, ek praat nou maar van my ma, ja, dan moet en sy wil televisie kyk as sy die huis skoonmaak of wat ook al. En dan moet sy die hele tyd televisie kyk en dan kan sy nie deur haar werk kom of wat nie. Maar met radio is jy gaan nog aan met jou werk en dan jy goed terwyl jy luister na die drama. En dit sal altyd daar bly. Altyd. Radio is ontvlugting, is soos 'n storieboek. Jy klim in die karakters, jy klim in die storie in. En jy kom weg van jou eie probleme. En ek dink dit is belangrik vir mense om daai nie te verloor nie. Die feit dat ons 'n bedryf het wat nou al soveel jare aan die gang is, help ons om die goed lewendig te maak. Om een of ander manier kry ons dit reg met ons spannetjie. Ons is al, ek bedoel, ons regisseurs en ons klankmense en ons spelers doen dit al vir 'n paar jare. Ek weet nie regtig hoe ons speel dit maar net. Ons speel maar net die karakters. Redelik groot. Ek dink radio mense sal verbaas wees as hulle sien hoe lewendig radioteaters eintlik is en hoe veel ons insit, jy weet, sodat jy kan nie net doodpraat. Die energie moet altyd. Ek dink die groot woord is seker energie. Dis seker die energie wat by 'n radioteaterproduksie betrokke is wat seker maak dat die hoorder kan sien. En ek dink dis 'n groot genot van radio en spesifieke ding soos hierdie is hy wat die Franse noem ensemble. Die ensemble saamwerk. En hierdie klomp akteurs agter hierdie mikrofoon. Ek kan baie keer nie glo dat daar 'n mikrofoon is. Dit voel vir my regtig soos realiteit. Ek weet nie van baie van die ander kunstenaars nie, maar dit is nogal so 'n bietjie moeilik want jy dink altyd as jy na jouself luister of na jouself kyk, kon dit beter gedoen het. Ag nee, selfs in die ateljee dink jy, ag nee man, ek kan mos beter, ek kan dit so gesê, ek kan dit daar geklem het. Maar daar's 'n element van laat gaan, jy weet, dankie tog, ons het iemand so absoluut ervare en wonderlik soos Betty Kemp wat aan beheer van sake is. So sy is baie fyn om vir ons te laat weet, hoor jy nie, daai het nou nie regtig, jy doen nie regtig daar die spyker op die kop geslaan en doen dit gou weer oor. Jy sal nie kan sê op die pad nie, nog, né? Op pad. Net op die pad. So dis 'n lekker groep experts met wie ons saamwerk, deskundiges en met dit dan kan 'n mens half luister en sê okay cool, dit was wonderlik en dit werk en op die einde van die dag as die storie werk en dit klink eg en mense verstaan en volg ons, dan het ons eintlik ons jobbie reg gedoen dink ek en dan kan 'n man luister, maar ons is eintlik gewoonlik ons grootste kritisie. Storie vertel is baie deel van 'n mens se kultuur. Ons het groot geword met stories en met al die tegnologie wat verander, dink ek het dit 'n bietjie agterweë gebly. Mense praat nie meer nie, hulle vertel nie meer nie. Daai mondelingse vertelling is wonderlik vir mense om te hoor. En wat sal die lewe wees sonder stories? Stories met feite, stories wat jy uitdink. Jy skep vir jou wêrelde, jy skep vir jou drome. Dit is deel van ons menswees. Ons kan nie sonder stories leef nie. En die radio moet dit doen.
Jy kry jou daaglikse dosis radiostorie by 7 Week Spoort, reg? Dan ken jy my en my familie, die Woltemades van Arendskuil, reg? Andrie, Ek's besig. Ons neem die volgende episode op. Dit is Marula Media se radioproduksiehuis, Draadloos. Hulle is deel van die storiespan. is daar nie 'n rol vir my nie? Vra vir Anton Treurnig. Hy skryf dit en Betty Kemp voer dit op. Jy kan die mense so lank meer vertel van die storie. Dis alles by marulamedia.co.za met foto's en inligting van die sterre van 7 Week Spoort.